In hierdie video gaan ons bietjie deur die memo gaan van die intervensiewerk wat hulle so 'n paar dae terug gedoen het, rakende alles van algebra. So algebraïese uitdrukkings, faktorisering, vergelykings. Alright, so kom ons kyk eers na die algebraïese uitdrukking deel. Alright, so onthou net 'n algebraïese uitdrukking is basically waar daar letters is, maar daar is geen is gelyk aan nie. Okay, so daar is nie 'n linker en 'n regterkant nie. So algebraïese uitdrukkings. Alright, so die eerste vraag, of die vraag self het vir jou gesê, vereenvoudig. Met ander woorde, jy moet hom in die eenvoudigste vorm kry. Okay, so vraag 1.1 was 3x tot die mag 2y plus 5ab3 minus 2ax minus 7x kwadraat y plus ab tot die mag 3 minus 3ax. So onthou, wanneer jy besig is met algebraïese uitdrukkings en die vraag sê vereenvoudig, sodra jy plus en minus het tussen jou terme, dan kyk jy vir gelyksoortige terme. So onthou as jy plus en minus, kan jou eksponente nie verander nie. So omdat jy eksponente nie kan verander nie, moet jy groepies maak van dit wat dieselfde is. Alright, so onthou beide die letters en sy eksponent moet dieselfde wees. So kom ons begin met die eerste ene. Alright, 3x kwadraat y. So daar het ek 'n x kwadraat y en daar het ek 'n x kwadraat y. Met ander woorde, hulle is 'n groepie. So die eksponent van hom, die onbekendes, kan nie verander nie. So as hy x kwadraat y was, bly hy x kwadraat y. Al wat ek verder doen, is as ek kyk na die getal wat vooraan staan. So daar het ek 'n 3, daar het ek 'n minus 7. So ek vra vir myself, wat is 3 minus 7? O, dit is minus 4. Met ander woorde, nou het ek minus 4 x tot die mag 2 y. Dan beweeg ons aan. Die volgende onbekende wat ek het, is a, b tot die mag 3. Dan sien ek, maar hier het ek ook 'n groepie van a, b tot die mag 3. Onthou, jou eksponent en die onbekendes kan nie verander nie. So dit bly a, b tot die mag 3. Al wat nou gaan verander is die getalle wat vooraan staan. So, vra vir myself, wat is 5 plus, onthou sonder staan nie, is daar imaginary 1. So wat is 5 plus 1? Dit gee vir jou 6. En daai 6 is obviously positief, so dit gaan wees plus 6 ab tot die mag 3. Dan jou laaste ene, daar het ek 'n ax, daar het ek 'n ax. Onthou, met plus en minus kan hulle nie verander nie. So hulle bly ax. Al waarna ek nou gaan kyk is die getal wat vooraan staan. So wat is minus 2 minus 3? Dit gee vir my minus 5. Alright, jy kan niks hierso verander nie. So daai is dan jou finale antwoord. Alright, so as hulle vir jou plus en minus gee, kyk jy vir gelyksoortige terme, jy maak jou groepies, die letters met die eksponente bly net soos wat dit was, en jy vat net die getalle wat vooraan is, en plus en minus dit. Okay, vraag 1.2. Gee hulle vir my 2x tot die mag 3 uit tot die mag 2, hakie 3x tot die mag 4 uit tot die mag 3 minus 4x tot die mag 2 uit tot die mag 2. Alright, eers wat ek myself moet vra is, wat beteken hakies nou weer? Hakies beteken maal. Alright, so elke term moet gaan maal met dit wat vooraan die hakie staan. Met ander woorde, ek moet gaan maal 2x tot die mag 3 uit tot die mag 2 en dan moet ek gaan maal met my eerste term in my hakie wat 3x tot die mag 4 uit tot die mag 3 is. Dan gaan ek dit weer 'n keer doen, maar nou gaan ek daai 2x tot die mag 3 uit tot die mag 2 vat. So 2x tot die mag 3 uit tot die mag 2 en dan maal ek dit met die tweede term in my hakie wat minus 4x tot die mag 2 uit tot die mag 2 is.
Alright, so jy vat dit wat voor aan jou hakie is en jy maal dit met elke term in jou hakie. Nou is my vraag, hoe maal ek? Eerste ding, maal jou twee getalle saam. So wat is 2 maal 3? Dit gee vir my 6. Dan onthou jou eksponente plus saam. So hierso het ek 3x'e, hierso het ek 4x'e. Hoeveel het ek in totaal? 7. So met ander woorde, ek het 'n x by die mag 7. Dan doen jy dieselfde met jou y. Hierso het ek 2 eie, daar het ek 3 eie. So hoeveel het ek saam? Ek het 5. So dit word 6y, x by die mag 7, y by die mag 5. Dan beweeg jy aan. My tweede term het ek 2 maal minus 4. Wat is 2 maal minus 4? Geef my minus 8. Alright, beweeg aan na jou letters toe. My eerste letter is my x. Hierso is 3x'e, daar is 2x'e. Wat is 3 plus 2? Dit gee vir my 5. So met ander woorde, daar is x tot die mag 5. Dit is dieselfde met jou y. Alright, hierso het ek 2 eie, hierso het ek 2 eie. Wat is 2 plus 2? Gee vir my 4. So met ander woorde, ek het y tot die mag 4. Right, moenie die mekaar ook tussen 'n plussom soos hier by 1.1 en 'n maalsom nie. Right, as jy plus en minus, dan bly jou eksponente dieselfde. Waar by 1.2 is, sodra jy maal, dan plus jou eksponente saam. Dan kyk jy, in my finale antwoord, het ek nou 'n x tot die mag 7, y tot die mag 5. Is dit dieselfde as x tot die mag 5, y tot die mag 4? Nee, want daar het ek 7 x'e, hier het ek 5 x'e, nie dieselfde ding nie. So in ander woorde, daai is dan my finale antwoord. Okay, vraag 1.3. (2x plus 1) hakie 3x minus 2. Ek moet hierdie nou gaan uitmaal. Alright. Wat is my eerste term? My eerste term is 2x. Met ander woorde, daai 2x moet gaan maal met die eerste term wat daar is. So ek gaan uitwerk, wat is 2x maal 3x? Dan gaan ek daai 2x weer 'n keer vat en hierdie keer maal ek hom met die tweede term. So dan gaan ek uitwerk, wat is 2x maal minus 2? Maar ons het net 'n 2x in my eerste hakie nie, daar's ook 'n 1. So dan moet ek daai 1 vat en hom gaan maal met die 3x. So 1 maal 3x. En dan moet ek weer 'n keer daai 1 vat. Kon dit 'n ander keer, ons nie gebruik het al nie. Weer daai 1 vat en dan gaan maal jy hom met die minus 2. So sien jy dat daai 2x met al twee terme in my tweede hakie maal en die 1 maal met al twee terme in my tweede hakie. Right, so dis wat jy doen. Vat daai 2x, maal hom met die 3x. Vat daai 2x, maal hom met die minus 2. Vat die 1, maal hom met die 3x. Vat die 1, maal hom met die minus 2. En nou moet julle net saam gaan sit. So wat is 2 maal 3? Dit gee vir my 6. Hier het ek 1x, plus hier het ek nog 'n x. So hoeveel x het ek in totaal? Ek het 2. So dit word x tot die mag 2. Alright, dan beweeg ons aan. Wat is 2 maal minus 2? 2 maal minus 2 gee vir my minus 4. Hoeveel x het ek? Ek het net die 1, so daar's net 'n x. Beweeg aan. Wat is 1 maal 3? Dit gee vir my 3, en ons nie 'n minus nie, so hy is positief. En al wat ek het is 'n x. En dan my laaste ene, wat is 1 maal minus 2? Dit gee vir jou minus 2. Vra vir myself, is daar enige gelyksoortige terme? My eerste een is 'n x kwadraat. Daar is nie nog iets met 'n x kwadraat nie, so hy bly dieselfde. My volgende ene is 'n x, maar daar's ook 'n x. Met ander woorde, ek moet hierdie twee getalle nou saam plus. Die x kan nie verander nie, want ek is besig om te plus. Al wat ek myself vra is, wat is minus 4 plus 3? Dit gee vir jou minus 1. En dan minus 2 druk jy 'n maatjie nie, so hy bly nie daar. Right, jy kan ook jou antwoord skryf as x tot die kwadraat minus x minus 2. So daai 1 kan jy byskryf, maar jy hoef nie.
En daar is jou antwoord. Alright, die laaste ene van die maal is vraag 1.4. X minus 2, hakie, x tot die mag 2, plus 3x minus 4. So wat is verskillend tussen 1.3 en 1.4? 1.3 het ek 2 terme gehad in my eerste hakie, 2 terme in die laaste hakie. Hierso het ek 2 terme in die eerste hakie, maar in die tweede hakie het ek 1, 2, 3 terme. Met ander woorde, nou gaan ek 3 keer moet gaan maal. So hierdie x gaan begin en hy maal met die eerste term. So eers gaan ek sê wat is x maal x kwadraat. Dan gaan my x nog 'n keer gaan. Nou maal hy met die middelste term. So dan gaan ek kyk, wat is x maal 3x? Dan gaan ek dit 'n derde keer met die x maal. Nou gaan ek uitwerk, wat is x maal minus 4? So daai x moet met al 3 terme in jou derde hakie maal. Dan vat jy jou tweede term. Okay, my tweede term is minus 2. So ek gaan begin deur te sê, wat is minus 2 maal x kwadraat? Dan vat ek daai minus 2 weer. Nou gaan ek gaan sê, wat is minus 2 maal 3x? En dan doen ek dit 'n derde keer, want ons nou 'n derde term. En dan gaan ek sê, wat is minus 2 maal minus 4? So daai x moet met al 3 terme maal, daai minus 2 moet met al 3 terme maal. Okay, nou het ek weet wat oor ons maal, en nou kan ek my antwoord gaan kry. So wat is x maal x kwadraat? Daar is 1x, daar is 2x'e. Plus met mekaar, dan kry ek 3. So met ander woorde, x maal x kwadraat word x tot die mag 3. Volgende ene, daar is die imaginary 1. Wat is 1 maal 3? Dit gee vir my positief 3. Daar is 'n x, daar is 'n x. Hoeveel x is daar in totaal? 2, so dit word x tot die mag 2. Volgende ene, wat is x maal minus 4? Alright, daar is die imaginary 1, so 1 maal minus 4 is minus 4, en dan bly ek oor met 'n x. Alright, nou beweeg ons aan ons minus 2 toe. Wat is minus 2 maal x kwadraat? Minus 2 maal die imaginary 1 geef my minus 2, en dan is daar x tot die mag 2. Wat is minus 2 maal 3? Dit geef jou minus 6, en dan bly jy oor met jou x. En dan die laaste ene, wat is minus 2 maal minus 4? Dit geef jou positief 8. Alright, nou gaan ons terug na die eerste ding wat ons gedoen het, by vraag 1.1, waar ons nou plus en minus tussenin het, so ons gaan kry ons gelyksoortige terme. So ek het 'n x tot die mag 3. Is daar iewers nog 'n x tot die mag 3? Nee, so dan bly ek net oor met x tot die mag 3. My volgende onbekende met sy eksponent is x tot die mag 2. Is daar iewers nog 'n x tot die mag 2? Ja, daar is. Mag die x tot die mag 2 verander as ek minus of plus? Nee, so hy bly x tot die mag 2. Al wat ek doen is ek vat die getal wat vooraan staan en ek werk hom uit. So wat is minus 3, sorry, dis nie minus 3, is positief 3. Wat is positief 3 minus 2? So wat is 3 minus 2? Dit gee vir jou 1. En hy is obviously positief, so ek bly oor met plus 1x kwadraat. Beweeg ons aan ons volgende onbekende toe. Ons volgende onbekende is x, so daar het ek 'n x, daar het ek 'n x. Mag die x verander? Nee. So hy bly x. Vra vir myself nou net, wat gebeur met my getalle? Wat is minus 4 minus 6? So minus 4 minus 6 gee vir my minus 10. Met ander woorde, ek gaan hê minus 10x. En dan die laaste enetjie wat ek het, is my 8. Shame, arme 8 het nie 'n maatjie nie, so hy bly net plus 8. En dan is dit jou finale antwoord. Alright, die volgende video gaan ons eers kyk na vraag 2, die faktorisering, die vergelykings, en dan sal ons laaste kyk na vraag 1.5 en 1.6 waar die breuke is. Okay.